Here, danksegging het uitgegaan van wat U vir ons gedoen het. U is geëer en geprys vir mooi dinge wat U in vele lewens kom doen het. Ons het gekom om U dankie te sê, maar ons het ook gekom dat U vir ons iets moet gee om mee terug te gaan. Ons het gekom met 'n verwagting dat U vandag vir ons meer moed sal gee, om getrou te bly tot die dood toe. Kom seën U woord en die verkondiging van die woord. Reinig my van elke sondesmet. Help dat ons nou hier na U woord sal luister sonder vooroordeel. Dat ons eie harte so sal instel dat ons van die Here sal verneem. Steek ons weg, Here. Steek my weg, Here, sodat Jesus alleen verheerlik sal word. Ons bid dit in U naam en danksegging. Amen. Vriende, ons het keer op keer gekyk na Jesus se begeerte vir ons. Die afgelope kere wat ons gesels het oor hierdie selfde ding, het ons elke keer gekyk na wat Jesus vir ons graag wil hê. Vandag is sy begeerte vir ons om saam met hom te wees. Ons luister na die woord van die Here in Filippense 1 vanaf vers 21 tot 23 sê die Bybel, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie. Want ek word van weerskante gedring. Luister wat sê Paulus. Ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees. Want dit is verreweg die beste. Vriende, om met Jesus te wees, is verreweg die beste. Deur die afgelope kere het ek hier reeds gesê, het Jesus sy begeertes aan my en aan U bekend gemaak deur die verkondiging van sy woord. Hoewel het klink na baie begeertes, is dit eintlik net een begeerte. Wanneer is maar net 'n lang sin. Hy wil hê dat ons hom moet ken, want as ons hom ken, sal ons hom lief kry. Hy wil hê dat ons arm moet word, dat ons alles as skade sal ag, dat niks en niemand belangrik genoeg is nie, want ons moet net wil hê om Jesus as wins te verkry. Hy wil hê dat ons aan hom gelykvormig word deur sy dood, aan sy dood. Dat ons sonde moet afsterwe en vir Jesus moet lewe. Hy wil hê dat ons so sal lewe dat Jesus in ons lewens groot gemaak sal word. In hierdie liggaam groot gemaak sal word, al moet ek doodgaan vir hom. Is sy begeerte vir ons. Dit is sy begeerte dat ons so Stefanus in hom en in sy geregtigheid gevind sal word. As al hierdie dinge in plek is, sal ons begeerte wat Paulus hier volgende uitspreek, wat Jesus se begeerte vir ons is, sal ons eendag saam met hom wees. Sien nie uit om saam met Jesus te wees? Die koortjie sê, soon and very soon, we are going to see the King. Dat ek en U eendag met hom sal wees, of het môre sal wees, of het volgende jaar sal wees, of het oor 10 jaar sal wees, dat ons saam met hom sal wees, is 'n seker saak. Hy wat beloof het hy sal kom en nie versuim nie. Die Bybel sê die rede hoekom die Here nog nie gekom het nie, hy wil hê dat sommige van ons verlore moet gaan nie, want hy is oor elkeen besorg. Het die hart van moeders gehoor, as kinders wat nog moet gered word.
as 'n man wat nog nie hier wil saamkom om die Here se naam te kom grootmaak nie. As 'n genade wat geduldig is met ons. Om met Jesus eendag te wees, om met hom te wees, om saam in sy midde te wees. Niks sal dit kan oortref nie, my vriende. U sien, dit was maar nog altyd God se begeerte om in ons midde te wees. Toe God die mens geskape het in die boek van Genesis, toe hy Adam en Eva in die tuin gestel het, sê die Bybel, alles was goed. God het by die mens ingeloer van tyd tot tyd. Daar was nie 'n probleem nie. Almal was volmaak en gelukkig. Toe God in hulle midde was alles in plek tot sonde gekom het. Die Bybel sê vir ons in Jesaja 59 vers 2, dat ons sonde het 'n skeidsmuur kom word tussen ons en God. Maar in sy groot liefde het Jesus nog altyd probeer om in ons midde te kom. As jy die Bybel lees omtrent die geskiedenis van Israel, wou God tussen hulle wees. Hy het vir Abraham beloof, uit hom beloof, hy gaan 'n land wees wat ek julle sal gee. Want hy wil in ons midde wees, hy het geweet om saam met hom te wees, is verreweg die beste. Hy wou 'n voorbeeld maak, uit vir Moses gestuur, gaan haal my volk uit Egipte, ek wil hulle lei na 'n land wat oorloop van melk en honing, ek wil vir hulle God wees, ek wil in hulle midde wees, want hy het geweet, is verreweg die beste. Hy het altyd alles probeer om in ons midde te wees. Vandag wil hy in ons huise wees, want hy weet waar hy is dit net die beste. Jy sien, wanneer God met die volk beweeg het deur die woestyn, wanneer hulle beweeg het deur die woestyn, waar die son kook, dan is hy daar met 'n wolkkolom. En in die aande, wanneer die nagte koud is hy daar met 'n vuurkolom. Met God in jou midde kan jy nie verkeerd gaan nie. In die woestyn, as daar niks is wat groei nie, my suster, dan laat God brood reën. Wanneer daar niks waterbronne of boorgate is, dan wys die Here vir Moses na 'n rots toe. Die droogste van die droogtes. En water stroom uit die rots, want God is in hulle midde. Met Jesus in jou midde is dit verreweg die beste. Dis al wat God die hele tyd wil hê. Maar die kinders van die Here, tot in ons dag, maak werk daarvan om uit God se midde uit te beweeg. Maar omdat die liefde is, het die Seun van die mens gekom om te soek en te red. Ons is hardkoppig en ons wil wegbeer. Jesus soek jou op, want hy wil hê jy moet in sy midde wees. Die Bybel sê in Jakobus in Galasiërs 4 vers 4, toe die volheid van die tyd gekom het God sy Seun gegee om vir ons te kom sterwe en te lewe en begrawe te, of liewer, hy het gekom sterf, hy was begrawe, hy het opgestaan, hy het beloof, ek kom weer. Ek gaan om vir julle plek te berei, want my begeerte is dat julle in my midde is. My vriende, hoe lyk ons wêreld vandag? Kom ons is eerlik. Hoekom moet ek en u met 'n begeerte loop om in die teenwoordigheid van Jesus te kan wees? Hoekom moet ons met hy verlange loop op hierdie aarde? Sal die Here nie maar kom, laat ons saam met hom kan wees nie. Hoe lyk dit om ons? Hoe lyk hierdie wêreld? Kom ek vertel julle 'n bietjie. Die dinge wat ons glo is vooruitgang, is voorspoed,
As jy die dinge wat ons verbeel, dit is daar vir ons welstand, maar hierdie selfde dinge van hierdie wêreld lei dikwels tot ons ondergang. Dit wat ons as goed sien, is baie keer die oorsaak van ons ondergang in hierdie wêreld. Kom ek maak vir julle 'n voorbeeld. Toe ek 'n kind was, hier in die 70's, toe kom die televisie uit. Toe woon ek op die platteland. En hier en daar was 'n huis met 'n TV. En ons moes betaal om TV te kyk. Want die wêreld het nou beter geraak. Jy kan nou sien wat in ander lande aangaan op die TV. Is mooi, is goed. Dit het gelyk soos vooruitgang. Maar vandag het die TV op homself 'n afgod geword. Die diens van die Here begin 7 uur, maar jy gaan nog eers wil hy laaste stukkie van 7de laan inkry. Want die voorspoed tel nou teen God. God se midde, God se teenwoordigheid kom nou na die vooruitgang. Kom ons praat oor die selfoon. Is 'n goeie ding. As jy weet nie waar is jou kind nie, waar is hy nou? Het lyk soos voorspoed. Maar ons lewe nou in 'n tyd wat daar nie meer op God vertrou word nie. Solank jy jou foon by jou het, is jy alright. Is dit waar? God word vervang met die voorspoed. Ek was so worried, my foon was pap. Ek was so worried, ek het nie meer airtime en please call me gehad nie. Wat het geword van om die Here van die hemel aan te roep? Besittings in werksgeleenthede. Jy kom by die Here, jy het niks, jy is arm, die mense kry jou jammer, die Here seën jou deur die gelowiges. Die Here meubileer jou huis. Nou raak die smaak. Dis smaak vir God. Dit wat jou seën moes wees, word jou ondergang. Dis wat hierdie wêreld het om te wees. Daarom sê Paulus, ek wens om saam met Jesus te wees, want dit is ver weg die beste. Huis het hy vir ons beloof. Die koortjie sê, my home is in heaven. Just waiting for me. And when I get there, how happy I will be. My home is in heaven. The rent is free, for Jesus paid it on Calvary. My vriende, Jesus het gesê, ek gaan om vir julle 'n plek te berei, want ek soek julle saam met my. Hierdie wêreld is nie reg vir julle nie. My vriende, as ons om ons kyk, verstaan ons waarom Paulus hierdie verlange het, my suster. Ek wil heen gaan om saam met Jesus te wees. As u so gemaklik en u geniet so die wêreld, dat u nog nie 'n verlange het om met Jesus te wees nie. Paulus in sy dag het baie teenkanting gekry vir die saak van die Here. Hy moes baie ontbering ly. Hy moes in die tronk gestop word. Hy moes geslaan word. Hy moes tronk in en tronk uit. Hy moes alles deurmaak vir die saak van die Here. Hy het hierdie God kom liefkry. Hy het hom gedien en groot gemaak in sy liggaam onder alle omstandighede. En meer as 'n dag het hy daar gesit en gesê, Here, ek kan nie wag om saam met u te wees nie. Want om met u te wees is verre weg die beste. In ons dag, hoe lyk die wêreld in ons dag? Kom ek lees vir julle 'n paar verse uit die boek van Timoteus. Ek lees vir julle 'n paar verse hoe lyk ons wêreld. En ek weet nie of hy al hier so lyk nie, maar waar ek beweeg, my vriende, is dit hoe die wêreld al lyk al. Die Here het vir ons hier sy woord gewaarsku, hoe sal dit wees in ons dag? En ek lees dit graag vir u. Waarom ons moet verlang in 2 Timoteus 3 vanaf vers 1 vers 5 tot vers 5.
Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. As daar swaar tye in ons wêreld, as die swaar tye in die dorp, want mense sal liefhebbers van hulle self wees. Lewe ons in 'n tyd waar mense net aan hulle self dink? Mense sal geldgierig wees. Het jy nie af met 2 randjie? Nee bro, ek het nie. Die wat het wil net meer hê. Groot praters. Trotsaards. Ek het dit. Ek is hy ou. Ek werk ook nou vir die munisipaliteit. Werk vir die staat. Ek het ook hy pos. Is dit in ons dag? Lasteraars. Geen respek vir God nie. Ongehoorsaam aan hulle ouers. Hoe lyk ons dag? Ons lewe in 'n tyd waar dat kinders so gevaarlik raak het, dat die ouers nou moet gehoorsaam wees aan die kinders. Is dit so? Ouers moet nou sak as die kind praat. Ondankbaar, nooit genoeg nie. Onheilig. Kyk hoe lyk ons samelewing. Sonder natuurlike liefde. Mense voel nie meer vir mekaar nie. Onverzoenlik, ek is klaar met hom. Kwaadsprekers. Mense wat moeilikheid geniet. Bandeloos. Ons lewe mos nou in die saamwoon era. Die government is baie nice, jy kry jou huisie. Jy vat en jy los en dit gaan aan. My broer, julle maar trou. Nee, trou is die regie. Hou is beter as om te trou. En broer, almal doen het. Ons lewe in die laaste dae. Geen respek vir 'n huwelik wat God heilig ag nie. Kinders bly op die haat by mama saam. Pa is dood, mama het ook 'n man in die huis. Losbandigheid in die laaste dae. Daar was 'n tyd toe mense nog skaam was om swanger te wees buite die huwelik. Nou kyk niemand meer om nie. Die kinders staan in die olpy lei. Hulle het geen skaamte nie. Hulle kry nog kinders. Is nou eintlik 'n skande of is 'n snaaksigheid as jy jou oppas, wat's verkeerd met jou dat jy nou nog 'n maagd is? Dis hoekom Paulus sê, ek verlang om by die Here te wees. Ons is moeg van hierdie wêreld waar sonde seevuur. Die Bybel sê vir ons die mense sal wreed wees. En die televisie maak vir ons baie bloeddorstig. Hy movie het nie genoeg aksie nie. Hy het hom nie lekker genoeg doodgemaak nie. Steek hom, skiet hom, wurg hom, breek sy nek, ons soek dit. Ons is in die laaste dae. Sonder liefde vir die goeie. Hier's 'n groot gemeenskap, hier's klomp stoele. Die liefde vir die goeie het gekwyn. Maar was hy nou een van die filmsterre, van die idols of van die wat, as die saal oorlopends, as 'n liefde vir die plesier van die wêreld. Verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. As dit nie lekker is nie, as soek ons dit nie, ons soek dit wat lekker is in ons dag. Dis ons tyd, my vriende, ek moet vir julle sê, sonde kan maar lekker begin, sonde eindig noodlottig. Slaap maar rond,
Jy is nog 26, as staan jy hier. Hy moet nou so wegdra. Want jy het in sonde gelewe, en jy wil jou nie laat vertel het nie, en nou moet ons nog 'n huldeblyk hou, wat ons nou kamstig sê, hoe goed was jy, maar ons weet vir ons siel, jy wil nie gehoor het nie. Jy wil nie hoor, soos die suster gesê het, man, hy drinkery en goed nie. Pak jou lewer op, jou hart pak op, en nou moet ons spiere bid, die gelowiges wat jy nie geken het, die wil jy nou ken, hulle moet nou kom bid, want die sonde soek sy prys. Sonde se naderdraai, vriende, is altyd noodlottig. Vele beland in tronke, in hospitale, selfs in 'n gestig. Sommige beland in die strate, by die vullisdromme. As ek altyd aan my hart raak so seer, dan dink ek altyd, hierdie oom, wat nou so vuil en vervalle is, het ook op sy ma se skoot gesit. En sy ma het hom ook so geskit en sy mama se babietjie. Wat gaat mama se kind eendag word? Ek gaat 'n ambulansman word, ek gaat 'n polisieman word, mama. Ek gaat vir 'n meester. Maar kyk waar is hy nou? Baie keer is dit sonde. Sommige eindig werkloos, in armoede, gebreklik, kranklik, in verdriet en selfs in die graf. Baie van ons eindig as enkelouers. My hart gaat altyd uit vir 'n enkelouer. Ek en my vrou is geseënd, ons kan albei wees vir ons kinders. In 'n huis waar nie 'n pa is nie, het 'n ma dit moeilik. Vandag se dae word kinders hier 16 voor hulle moeilik is, hulle is al vroeg moeilik. As jy in 'n buurt woon waar die kinders op die straat is, vroeg dag en laat nag en whatever, dit kos vir 'n ma om haar reël te hou. Want die auntie langs aan is nie so vervelig soos mama nie. Die uitdaging. Daarom verlang ons om met Jesus te wees, want is verreweg die beste. Die natuur. Kom ons kyk in ons dag 'n bietjie na die natuur. God het die mense in die tuin geplaas en vir Adam en Eva gesê, julle moet heers hier en julle moet kyk aan hierdie wêreld. Maar die mens het soos die jare aangeloop het. Luister mooi geliefdes. Soos die jare aangeloop het, het die mens al meer selfsugtig geword. Die mens het al meer gierig geword. En die mens is besig om elke liewe dingetjie wat die aarde vir ons bied, uit te put. Tot so 'n mate dat ons kan sien, somer lyk nie meer so somer nie. Het jy opgelet? Die mense wat praat van aardeverwarming, of hoe is die woord? Global warming. Ons het gesê, nee, wie is hulle? Maar jy kan agterkom met as jy wat het was meer nie. Daar waar het nou reën het nooit gereën nie, en hier waar het altyd gereën het, reën het nou. As die mens se gretigheid, selfsug, het nie genoeg nie. Ten koste van ons toekoms van hierdie aarde. Ongekende droogtes, storms, aardbewings is die orde van die dag. Ons weet nie wat aangaan in die natuur nie. Sonde het ons daar. Nou kan ons saam met Paulus sê, ons weet nie meer wat aangaan nie. Ons verlang maar nou om met Jesus te wees. As ons kyk na maatskaplike omstandighede, mense is raad op, want daar is nie genoeg hulpbronne nie. Toe ons gestem het vir beter huise en meer huise en allerlei beloftes wat ons gemaak was, ons het net meer geraak. As net nooit genoeg nie. Sedert daai tyd is daar baie nuwe gebiede en baie dorpies, maar daar is altyd gebrek. Jesus sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. Niemand hoef agter by iemand anders
vir hom 'n plakker op te slaan in die huis van my Vader nie. Jy hoef ook iemand te ken sodat jy huis kan kry nie. Jy moet net vir Jesus ken. Gesondheidsdienste. Ons was die ander dag in 'n dorpie in Saterdagmiddag en 'n bietjie mense se bloeddruk en goed gevat. Toe sê die auntie vir ons, meneer, hier gaan dit so, Maandag vat ons dit, en Dinsdag vat ons dat, en Woensdag doen ons dat, en as jy nie vroeg genoeg kom nie, dan moet jy maar ander week in Dinsdag kom. Ek gaan maar as die pille vir my nie, as die dit, as die dat, die mense kry swaar in die platteland, maar in die huis van my Vader, ek wil in julle midde wees, sê die Here, want dan sal julle geen gebrek hê nie. Nou sê Paulus, as ek so kyk om my, verlang ek om saam met die Here te wees. Ons lewe in 'n tyd van korrupsie. Oral steek korrupsie kop in. Jy kan nie verstaan hoe die man nie werk gekry nie. Jy kan nie verstaan hoe hy nou so kar, hy pay mos nie so baie nie. Om met Jesus te wees is verreweg die beste. Ons lewe in 'n tyd van insmokkel. Amen. Ons lewe in 'n tyd van my mense. Gaan vir jou wy maak. Al hierdie dinge moet ons laat verlang om saam met Jesus te wees. Leebeloftes. Leebeloftes. Ons gaan vir jou dit gee, ons gaan vir jou dat doen, op alle vlakke van die lewe. Mense in hulle onkunde stroom agter die beloftes wat op niks uitloop nie. Daar is net een woord wat ja is en wat amen is, en is die woord van die Here. Hy kan nie teruggaan op sy woord nie. Hy wat beloof het, sal kom en ons sal beter het. Wat van in die godsdienstwêreld vandag, my vriende? Waar ons kan rede vind om in Jesus gevind te word en om saam met hom te wil wees. As jy kyk na die godsdienstwêreld, ek het 'n besorgdheid. Ek gaan eers vir julle 'n vers lees. 1 Korintiërs 1:10. Hoor wat sê die woord van die Here. Maar ek vermaan julle broeders. 1 Korintiërs 1:10. Luister na die vers, my dierbares. Ek vermaan julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus, om almal een stemmig te wees, dat daar geen skering onder julle mag kom nie, of moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees en in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. Dis die woord van die Here. Ons lewe in 'n tyd waar die woordjie eenstemmig, een verenig, een van mening, een alles wat een betref. Ons is ver van dit af. Ons is nou in die tyd van nee, ons gaan die pad. Nee, ons glo weer so. Nee, ons maak weer so. Kerkies en smokkelhuise kompeteer in ons samelewing. Een keer kom elke draai. Net een gevaarlik lyk in 'n diens as jy pastoor. Ons lewe in 'n tyd van absolute verdeeldheid onder die kinders van die Here. En sy woord vermaan hy ons om een van mening te wees. Wat sê ons? Nee broer, ons moet maar mekaar respekteer, ons dink nou nie almal dieselfde nie. Ja, dis wat ons sê, maar God het dit nie gewens vir ons nie.
Dit was nooit die Here se ideaal dat sy kerk verdeeld moet wees nie. Sonde het ons uitmekaar gedryf, sodat die ongelowige kan sien, ons kan nie oor die weg kom nie. Die Bybel vermaan ons, dat ons een van mening moet wees. Kerk het sy trefkrag verloor, want ons het, soos hulle sê, sekulêr kom word. Dit beteken, God is nie meer so nodig in ons lewe nie. Ons behoort aan kerke, maar God, ons kry hom net nodig wanneer ons moet die week diens toe gaan, want ons kind word gedoop. As groot doop, ons moet gaan. Ons moet die week kerk toe gaan, want pastor is nou besig, ons gaan trou een van die dae, so ons moet nou 'n bietjie kerk loop. Ek worry nie eintlik met kerkie, maar ek moet gaan, want is begrafnis die naweek. God is net daar vir ongevalle en vir noodgevalle. Vir die res van die week kyk jy aan jouself. Maar as ek jou nou 'n traktaatjie kom gee, jy wat nie worry van die Here nie, as ek jou 'n traktaatjie kom gee en sê, lees 'n bietjie hier, as twee weer, as jy nee broer, ek het my kerk. Ek is 'n lid daar, ek is gedoop, ek is voorgestel, ek is aangeneem broer, ek het my kerk, ons familie is almal in hy kerk. En waar pas God in? Nee, ek is nou nie seker bekeer nie, maar ek is daarom iets. Onder sulke omstandighede verlang jy om liewer met Jesus te wees. Daarom sê Paulus in 1 Korintiërs 1 vers 18, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Mense kan maar sê wat hulle wil, ek hou vas aan hierdie Here, ek kan nie wag om by hom uit te kom nie, want alles is dwaas vir die wêreld, sy kruisdood het vir my die verskil kom maak. Dit is hoe ons wêreld lyk. Hoekom moet ons uitsien hemel toe? Hoekom moet ons uitsien hemel toe? Hoor wat sê die Bybel. In Openbaring 21 vers 2 tot 5, en ek Johannes het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense en hy sal by hulle woon. 'n dag is aan die kom dat God by ons sal kom woon. 'n dag is aan die kom dat hy self, my suster, in ons midde sal wees. Wat sal hy doen? Hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees. Hy sal self, nie engele stuur nie, die Here sal self by ons woon. Hoor wat sê die Bybel, wat sal hy maak? Hy sal die trane van hulle oë afvee. Het vanoggend moeders gestaan met trane in hulle oë. God sal die trane afvee. Want as hierdie wêreld en sy omstandighede wat hy trane bring, God sal jou trane afvee, my vriend. En meer as 'n dag sal u nog in hierdie vertrek kom, omdat u 'n geliefde aan die dood moes afstaan, die woord van die Here beloof. Daar sal geen dood meer wees. Ek verlang om met Jesus te wees, my sussie. Want as ek weer oor 'n tyd riviersonne en toe kom, en ek vra, waar is daai auntie of daai ouma Selle? Nee, hy ouma is mos nie meer daar nie. Maar wanneer ons met Jesus sal wees, sal daar nie meer begrafnis gehou word nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. My suster het gesê, daar moet nou moeite gedoen word om haar seun te gaan kry. As sy gesukkel, ons sukkel om te oorleef, God sal by ons wees. Hy is die groot voorsiener, hy is die goeie herder.
Ek kan nie wag nie. Die eerste ding is hier die Bybel het verbygegaan. Hy wat op die troon sit sê, kyk ek maak alles nuut en hy het vir my gesê skryf. Want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Vat my woord sê die Here. So seker as ek hier staan vandag my vriende, 'n dag is aan die kom wanneer God by ons sal kom woon. Wat sê Jesaja 35 vers 1 vers 5 en 6 en vers 10? Die woestyn en die dorsland sal bly wees. Ek het in die Karoo groot geraak, baie keer is dit maar droog en vaal. Die Bybel sê, as Jesus in ons midde is, sal die woestyn en die dorsland sal bly wees, die wildernis sal juig en bloei soos 'n narsing. Mense sê mos vir jou wat van die platteland, jy kom van hy vaal plek af. Wanneer God by ons woon, sal daar nie meer vaal oorbly nie. Dis mense in hierdie gehoor, dis mense wat luister na hierdie woord van die Here, wat nie kan sonder 'n bril kyk of luister nie. Want die oë kan nie meer so goed sien nie, sommige kan glad nie sien nie, hoor wat beloof die Here in sy woord. Dan sal die oë van die blindes geopen wees. Dra maar nou bril moet geduld, bly by die Here, weet 'n dag is aan die kom, dat jy die brille sal weggooi, al was hulle ook R3000. Dat is al van ons wat moet sê, hoe sê, jy weet ek het mos net een oor. Ons familie het allemaal 'n oor. Sommige moet nader kom. Praat 'n bietjie harder broer, ek kan nie so lekker hoor nie. Die Bybel sê 'n dag is aan die kom, dat die ore van die dowes ontsluit sal word, as Jesus in ons midde is. Paulus sê ek verlang na toe, die dag wanneer die woestyn water sal uitbreek. En strome in die wildernis sal groei. Ek kyk uit met verwagting, om saam met Jesus te wees, mense sien. Mense in Beaufort het op die TV gevra, ons moet asseblief hulle water bring. Want hulle is soos 'n woestyn, hulle ken nie dit, hier is so droog, het gaat maar swaar. Die Bybel sê, wanneer ons saam met hom sal wees, wanneer hy in ons midde sal wees, sal hy nie wees van, wanneer reën het 'n slaggie. Water sal uit die woestyn breek. Die losgekooptes van die Here sal teruggaan en na Sion kom met gejubel. En met 'n ewige vreugde sal op hulle hoof wees. Het jy opgelet in die wêreld wat ons vandag is, alles ons gelowig, ons is nie elke dag so vreugdevol nie. Want die wêreld maak ons bemoeid, maar wanneer God in ons midde woon, sal ons vreugde 'n ewige vreugde wees. Is nie iets om na uit te sien nie. Ewige vreugde, ewige blydskap, altyd opgeruimd, want God is daar. Vandag is ons bemoeid, vandag is ons beswaard, vandag lê ons aan depressie, vandag is ons siek onder die stres, met hoë bloed wat vir niks skrikkie, want God is hier in ons midde nie. Ons lewe in hierdie wêreld met uitdagings, ons moenie kan wag vir Jesus om te kom om al hierdie ongeruimdhede weg te neem, sodat ons kan bly wees. Die Bybel sê, vreugde en blydskap sal hulle verkry, maar kommer en gesig vlug weg. Sal jy my hoef te worry nie, my suster, hoe gaan ek maak met hy kind van my? Here, jy lê Januarie nog wyd. Wanneer is dit nog weer einde van die maand? Here, loop my man, wanneer kom hy nou terug? Kommer en gesig waar God is, sal vlug. Het u vandag verlange om met Jesus te wees? Jesaja 60 vers 18 sê, van geweld sal in jou land nie meer gehoor word nie.
van geen verwoesting en verbreking in jou grondgebied nie, maar jy sal jou mure heil noem en jou poorte lof. Jy sal rustig wees in God se teenwoordigheid. Hoe lewe ons nou? Maak toe die vensters. Is hy deur gesluit? Waar is die hond hier in die jaad? Is die hekke gesluit? Ons is bang vir geweld, maar as ons met Jesus is dit verre weg die beste. Daar sal niemand kom afbreek nie. As 'n belofte. Die Bybel sê in Jesaja 65 vers 25, die wolf en die lam sal saam by. Die leeu sal strooi eet, soos 'n bees, en die stof van die voedsel sal die voedsel van die slang wees. Hulle sal geen kwaad of verderf aanrig op my heilige berg, sê die Here. En die beste van alles, Johannes 10 vers 28, en ek gee hulle die ewige lewe. My vriende, as ons kom oud word, as sê, broer, ek is nou al 76. Ek weet nie hoe lang die Here my nog gaat spaar. Ek geniet maar my laaste paar jare in die Here. Jy begin maar vrede maak met die dood, want jy kom oud word. Maar my Bybel sê, dit wat God vir ons instoor het, my sussie, is 'n ewige lewe. Jy sal lewe, en lewe, en lewe, en lewe. If you've been there 1,000 years, 1,000,000, maybe 2, look for me, for I will be there too. Het maak nie saak hoe lang ons daar sal wees nie. As jy nie seker is hoe lang is die ewigheid nie, kyk maar na die sterre toe. As dit 'n lekker donker aand is, dan probeer jy tel. Sien jy sal vir ewig tel. Gaan strand toe en kom maar by die see en jy dink, jy gaan nou net Kleinmond se sand tel. As sien jy, hier sal ek nêrens kom en dit sal my vir ewig vat, dit sal my vir ewig vat. Dit wat God vir ons in gedagte het, is ewig, my vriende. Ons sal nooit meer verlore gaan nie, en die Here beloof, niemand sal ons uit sy hand uitruk nie. Jesaja 66 sê, want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek maak voor my ewig sal bestaan, spreek die Here, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees, en elke maand op die nuwe maan. Luister vriende, en elke week op die Sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig, sê die Here. Elke nuwe maan, elke Sabbat sal ons in die hemel kom en vir God eer en lof en prys toeswaai, want hy is dit waardig. Wat sê Openbaring 7 vers 9 en 16 en 17? Na hierdie, partykeer voel mense mos nou, die broer praat nou so, maar ek weet nie sal ek het maak. Hoeveel mense sal die hemel sien? Sal daar regtig so baie mense gered word? Luister na die woord van die Here. Na hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was 'n groot menigte, wat niemand kon tel nie. Die kinders van die Here wat gered sal word, sal ontelbaar wees, want ons sal nie kan gered word, omdat ons goed genoeg is nie, maar omdat sy genade vir ons genoeg is. En dit beteken nie, jy word gered, omdat jy verkies om nie goed genoeg te wees nie. Ons moet strewe na, om die wil van God uit te lewe, want om ons uit te gehaal, het was genade. Niemand kon hulle tel, uit alle nasies, stamme en tale en volke. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors, en hulle sal nooit meer sal die son enige hitte op hulle laat val, want die lam wat in die midde van die trone sal hulle laat wy, en hulle na lewende fonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee. My vriende, ek wil vir u vandag uitnooi om tyd te maak om hemel toe te verlang. As hierdie wêreld vir jou donker raak,
As hierdie wêreld vir jou donker raak, weet daar is 'n tuiste wat vir ons voorberei is. Ons moet uitsien met 'n verlange waar ons sê om met Jesus te wees is verreweg die beste. Moenie jou hart sit op hierdie wêreld en sy dinge nie. Jesus se begeerte vir ons is eenvoudig vandag. As jy hemel toe wil gaan, my suster, my broeder, as jy die hemel wil sien, as jy saam met Jesus wil wees, as wat ek nou gaan sê, 'n moedsaak, jy moet hom ken. Amen. Jy moet hom as wins verkry. Jy moet aan hom gelykvormig word. Jy moet hom groot maak in jou liggaam. Jy moet in hom gevind word, sodat jy eendag saam met hom sal wees. Ons gaan nou 'n lied kry, terwyl ek die laaste vers aan die voorhou. Job 22 vers 21 sê, sluit tog vriendskap met hom. Hoor jy my vriende? Sluit tog vriendskap met hom, sodat jy vrede kan hê. Daardeur sal goeie dinge oor jou kom. Ek wil vandag sê, Here, nie my swak kant en nie sterk kant. Is dit u begeerte dat God in u 'n nuwe hart moet plaas? Vanoggend gaan ek u uitdaag, vriende. Soos ek u hier voor u staan, in die naam van die Here, wil ek u uitdaag om vandag uit te staan vir die Here. Vandag gaan ons onze oproep 'n bietjie verder vat, dat u vir die mense, of liewer is dit nie vir mense sal doen nie, maar dat u na u eie lewe kyk, en sê, Here, ek het u nodig. Ons almal het opgekom vandag, nie vir dieselfde rede nie. As u vandag en hierdie afgelope kere na die woord van die Here geluister het en verstaan, ek wil hemel toe gaan, ek wil saam met Jesus wees, is dit my begeerte om my lewe aan hom te wy. Dalk het jy hom gedien, maar nie in gees en in waarheid met die hele lewe nie. En u wil 'n nuwe begin maak vandag. As dit u wens is om met God opreg te wandel, wil ek vandag vir u bid. Ek wil uitdaag om uit te kom tot die. Jare gelede het Jesus uitgekom met 'n kruis op sy skouer en in die openbaar die straat afgeloop vir jou en my sonde. Hy was nie te skaam oor wat die mense gaan sê as hy met my kruis loop nie. Wil jy nie vandag in die openbaar uitstaan vir hom nie? Wil jy nie vandag nader kom as jy Jesus nodig het in die lewe om vorentoe te kom, want ons gaan die Here inroep vir ons lewens. Wil jy nie op jou kerk speel en net goed wees in jou eie oë nie en sê, Here, wees my arme sondaar genadig. U ken my. Wil jy nie vandag alles skade ag om Jesus as wins te verkry nie? Wil jy nie vandag vergeet van jou naam in die gemeenskap en sê, ek wil liewer dood wees, as dit by Jesus kom, staan ek uit vir hom. Die mense kan maar skinder, ek het Jesus nodig. Hulle kan maar my verlede ken, as iemand wat vir my omgee. Vandag is jou dag van welbehae, my vriend. There is a river
flows from deep within. There is a fountain that frees the soul from sin. Come to this water. There is a vast supply. There is a river that never shall run dry. Now there walked a thirsty woman, and she was drawing from the well. You see, her life was ruined and wasted, and her soul was bound for hell. Oh, but then she met the Master, and he told her all of her sin. He said, my child, if you'll just drink this water, you'll never, never thirst again. And oh, there is a river, and it flows from deep within. There is a fountain that frees the soul from sin. Oh, come to this water. There is a vast supply. There is a river that never shall run dry. Ek vertrou U, Here, dat jy vandag na Jesus toe kom. Dat jou hart voor hom uitgestort word vandag. Mag 2011 U deurbreekjaar wees. Ek gaan 'n oomblik van stilte toelaat, vriende, waarin U in die hart met die Here gou gaan praat voor ek gaan bid. 'n oomblik van stilte waar U aan die eie sielsaligheid gou dink, waar jy is en waar God jou eintlik moet hê. Kom ons bly net so 'n oomblikie stil. En diegene wat nog wonder, vandag is jou dag. Praat met die Here oor Uself, dan sal ek bid. Here,
Ons is nie werd om 'n kind van U genoem te word nie. Ons het ver van U gedwaal. Dit is met alle onwaardigheid dat ons hier in U teenwoordigheid is vanoggend. Nie omdat ons reeds goed was of ooit goed was nie. Want soos ons nou in ons harte gekyk het, Here, is daar dinge wat ons wil hê die wêreld moet dit tog nie weet nie. As dinge in ons harte wat ons wil toehou sodat die mense nooit dit moet uitvind nie. Maar U ken ons harte. Alles sê U woord is oop en bloot vir U. Soos ons hier staan ons eintlik in skaamte. Maar ons het verneem dat U vir mense soos ons omgee. Ons het verneem, Here, dat U 'n heenkome is vir die wat haweloos is. Dat U 'n rotsvesting is vir die wat deur die winde van hierdie wêreld rondgeruk word. Dat U 'n skuilplek is, Here. Dat U 'n toevlug is, Vader. Wanneer mense ons verstoot. Wanneer mense ons verledes teen ons hou die hele tyd. Wanneer mense ons nie oor hulle harte kan kry nie en nie bereid is om ons te vergewe nie, het ons verneem, U vergewe alle sondes. Wanneer ons in ons harte vanoggend kyk, Here, sien ons die letsels van die sonde. Ons sien die vlekke, Here. En ons besef, ons sal dit nooit uitkry nie. As jy 'n manier wat ons dit sal kan uitkry nie, Here. Maar ons het verstaan. Ons het verneem die bloed van Jesus. Reinig ons van alle sonde. Vanmôre staan ons hier dat U ons sal was. Was ons in die bloed van die lam, dat ons witter kan wees as sneeu, Here. Here, ons het nie vorentoe gekom, omdat ons vandag worry oor krag geld, oor waar gaat ons brood kry nie, oor hoe gaat ons deur Januarie kom nie. Dis die minste van ons bekommernis. Vanmôre staan ons hier oor ons sielsaligheid. Ons is moeg van skynheilig wees. Ons is moeg om 'n front op te sit om iemand te wees wat ons nie is nie. Ons is moeg van voorgee. Ons is vandag hier dat U vir ons 'n nuwe hart sal gee. Herskep ons, Here. Die gebed van my hart is, Here, as ons by die saal uitstap, dat ons nuwe mense sal wees. Die gemeenskap moet sê, wat gaan aan? Mag die antwoord nie wees, onthou jy vir broer Hilton nie, maar mag die antwoord wees, die Here van die leerskare, Jesus Christus, het 'n mooi werk in my lewe kom doen. U is ons antwoord. Here, ons ry môreoggend na ons huise toe. Maar die God wat ons dien, sê waar jy is, ek is met jou. Soos wat jy met ons gaan bly hier by die mense, Here. Omarm hulle, Here. Dis mense wat liefde nodig het. Dis mense wat U warmte nodig het, Here. Omarm hulle, druk hulle teen U vas en verseker hulle dat U hulle innig lief het, Here. Mag ons nooit alleen voel nie. Mag ons nooit verlore voel nie, want U het vir ons 'n plek gaan voorberei. Ons kan nie wag, Here. Ons sien uit na die dag om saam met U te wees.
Al hoef ons nie meer vorentoe te kom, omdat ons raad op is nie, maar ons sal vorentoe kom met 'n ewige blydskap en 'n ewige vreugde om lof aan God te bring. Ons kan nie wag om saam met U te wees, Here. Want om met U te wees, is verreweg die beste, Here. Het elke hart gesien. 'n kind, 'n jong mens, 'n ouer, ontmoet elkeen by die punt van hulle behoefte en verander hulle, Here. Nie om gesien te word nie, maar tot die eer en die heerlikheid van Jesus. Ons bid dit enkel uit genade met danksegging. Amen en amen. Die Here seën.